And here is Jesus, next to me, next to me, next to me. And there was Jesus, next to me. And there is Jesus, next to me. Amen. As ons dit net begin besef, en there was Jesus. Die Here het vooruit gegaan, en het elke keer wat hy vooruit gegaan het, hy het klaar die pad voorberei vir wat gaan gebeur. Toe Moses deur die woestyn deur die Rooi See moes gaan, en there was Jesus. Amen. Jesus het al klaar die plan gehad, hoe om deur te gaan, en wat hy gaan doen, en hoe almal gaan deurgaan, en dan wat gaan gebeur met die vyand. And there was Jesus. En daar's twee goed wat ek vandag, ek gaan so 'n bietjie beweeg, gaan ek bietjie sit. As twee goed wat ek vandag wil eintlik sê is, om bang te wees, en om vrees te hê. Bang en vrees. Bang is vir 'n kind, of iemand in 'n kamer wil toesluit, van alle kind, en is donker, en hy's bang daar is iets in. 'n Vrees is wanneer jy vrees, en jy kyk na jou bankstaat, en jy kyk na al hierdie goed, en jy kyk en jy sê, maar Here, hoe gaan ek deur hierdie eind van die maand kom? En dan begin vrees op jou, in jou kom, in jou hart. En jy vrees oor elke ding. Maar hoe gaan ek kos koop? Hoe gaan ek my kar betaal? Hoe gaan ek dit doen? En hoe gaan ek dat doen? En there was Jesus. Amen. Ons moet hierdie goed vir die Here Jesus gee. Ons moet hierdie goed op die woord van die Here staan en sê, Here, U is my provider. Jy is my provider. Maak nie saak wat die bankstate sê, maak nie saak wat dit sê nie. Here, ek sal nie vrees nie, want U is my voorsiener. Amen. So vrees en bang is twee verskillende goed. En ek en jy en die Here kom my sê, moenie vrees nie, want ek is altyd daar. Ek is nog voor enige ding gebeur, is ek al reeds daar. En dit is vir my en jou belangrik om te besef, dat die Here vir ons sê, hy is daar nog voor enige ding sy kop uitsteek. En as ou gaan kyk net na baie keer in jou eie lewe, dan vrees 'n ou, ons praat nou van, as jy siek is en jy gaan na die dokter toe, en die dokter gee vir jou baie slegte nuus, dan is daar so vrees wat in jou kom. En jou vrees sê altyd klaar vir jou, okay, jy's besig om dood te gaan. Maak nie saak wat of kanker, of wat ook al die geval is, of dan kom maar 'n vrees in jou in. In plaas van die vrees om te sê, weet jy wat, ek sal nie vrees nie, want die Here is my geneesheer. Amen. Ek sal nie vrees nie, want God is in beheer. Jy sien, en die duiwel kom en hy like om vrees in my en jou lewe te sit. Want vrees verander ons geloof. Dit verander hoe ons uitkyk na 'n ding. Dit verander dat ek en jy nie meer so seker is van onsself om Here te staat te maak nie. Om te sê, Here, maar jy is al reeds daar. Vrees is iets anders wat Satan gebruik om my en jou te kelder. En ek sal nie vrees nie, want U is daar. En ek het 'n paar verse wat ek graag wil lees. En ons ken hierdie verse. In Psalm 23 vers 4. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie. Al gaan ek deur 'n tyd van 'n moeilike tyd, al gaan ek deur 'n tyd van slegte nuus, al gaan ek deur 'n tyd wat ek dink ek gaan dit nie maak nie, al gaan ek deur 'n tyd wat ek sukkel met sekere goed by die huis, ek sal nie vrees nie, want die Here is alreeds daar. Jy sien, wanneer ek en jy 'n verhouding met die Here het,
dan sal ons nie meer begin vrees nie, want ons ken God. Ons ken God. As hy vir my is, wie kan teen my wees? Amen. As God vir my is, wie kan teen my wees? Ons moet dit mooi verstaan. God is die ultimate. As hy vir my is, kan niks teen my wees nie. Niks kan my oorrompel nie. Niks. Niks is groter as God in hierdie wêreld nie. Al kom sekere werk, al sê jou werk, ja maar, weet jy wat, ons gaan dalk mense afbetaal, ons gaan dit, en sê, Here, ek sal nie vrees nie. Want weet jy hoekom? Want die Here het al klaar vir jou aan die deur oopgemaak. Amen? Ek sal nie vrees nie. Hy sê, al gaan ek ook in 'n dal van doodskade weer. Ek sal geen onheil vrees nie. Want U het my, want U is met my, U stok en U staaf vertroos my. Met ander Here, U lei my. U stok en U staaf is by my. U is by my, Here, U lei my. Na waters waar rus is, lei U my heen. Jy sien, hy lei ons na 'n beter plek toe. Ek sal nie vrees nie. Vrees is iets anders wat ek en jy onsself klein maak, bang maak, nie glo nie, nie vertrou nie. Ek vrees my huwelik is nie meer daar nie. Ek vrees dat ons gaan skei. Ons vrees dat ons nie gaan kos het nie. Ek vrees dat dit nie gaan gebeur nie. Ek vrees dat ek genoeg petrol gaan hê nie. Dis vrees wat in jou inkom. En ek kyk in 'n ding, ou wat in China gaan preek het. En toe hy so praat, laat dink van toe ons in Penal was met die kleerlinge gewees. Jy het 5:00 begin en dan het jy vanaand 12:00 slag gemaak. Hulle het jou besig gehou die hele dag en die woord gevra. En dit was nie vir een dag nie, dit was vir 'n paar dae. En hy sê, en hy ry in 'n trein en hy kom toe by die plek waar hulle moet wees, maar dit is alles skelms gedoen. Jy mag nie in China met godsdienst beoefen nie. En hy kom in 'n plek en hy sê, nou is 22 van die ouens wat daar was, pastore. En hulle is ingekrimp in mekaar, want die plek is klein. Hy sê, hy begin preek en die woord lees en bedien en al die goed. En na ruk vra hy vir hulle is 22. Hy vra, ek wil nou net weet, julle is 22 wat vandag hier is. Onder julle, hoeveel mense het julle wat julle bedien? En hulle begin uitbereken en op die einde van die dag kom hulle sê, weet jy wat? Ons het 20 miljoen mense wat ons leer. Elke keer, elke dag op 'n ander plek. Hy sê nou, vertel my, wat gaan gebeur as julle polisie nou hier kom en hulle vang ons hier so met hierdie goed? Sê nee, jy gaan direk, jy word uit die land uitgesit, maar ons gaan vir 3 jaar tronk toe. Hy sê, okay, wie van julle was al in die tronk as gevolg van dit? Hy sê, 18 van hulle het hulle hande opgesteek. 18. Want jy sien, hulle is nie gevrees, hulle vrees nie oor die tronk nie. Hulle het meer respek vir God se woord, en hulle is meer opgewonde om God se woord te verkondig. En terwyl ek hierdie stuk luister, word ek so sad in my gees, dat ek dink, ons kan dit vrylik doen, maar dan doen ons dit nie. Ons kan vrylik God se woord uitvat. Ons kan vrylik met enige een praat oor God se woord. Maar jy sien, wanneer die ding weggevat word van ons, wanneer die antichrist oorvat, en ons kan dit nie meer doen nie, dan wil ons begin dit doen. Dan is dit te laat. Mense van, dan gaan jy dit nie wil doen nie, want dan gaan jy met jou lewe boet. As jy dit nou nie eens doen, uit vrye keuse nie, hoe gaan jy dit dan doen? En die tyd is naby. Ek sê vir Henk, daar was 13 aardbewings in laasweek. 13,
En ek dink 9 of 10 van hulle was oor die 7,8 op die skaal. Die geboue val soos papiere. Val hulle so om. Bo op die mense, bo op die karre. En in die Here sê in die eindtyd gaan die aardbewings al hoe meer word. Dis 13 in 1 week. En dis nie klein nie, dis 7,8 op die Richterskaal. Was van die grootstes nog wat daar was. So ek en jy moet begin wakker word. En hierdie is nie om jou te laat vrees nie. Hierdie is om jou opgewonde te maak om te sê, Here, weet jy wat? Ek is op die regte plek. Ek is in U boesem. Ek is by U. U hou my vas. Het jy al gevlou die Here jou vas? As jy deur 'n moeilike tyd gaan. Wie van julle het dit al geervaar? Jy hou my net so 'n bietjie vas. Nie 'n vrou nie, of nie 'n man nie, nie 'n kind, die Here hou my net bietjie vas. En dan ervaar jy net die liefde, die grootheid, die opregtheid, die krag, die vrede van God. Amen. En dis wat ek en jy nodig het in ons lewe. Ons moet nie vrees nie, want God is met my. Alright, ek gaan nou eers 'n bietjie sit. En terwyl ek hierdie ding gisterand voorberei, dink ek myself, ons is so stupid. Dis seker nie 'n mooi Afrikaanse woord om te sê stupid nie. Maar ons is so, is dit Afrikaans? Mag ek dit sê? Ons is so vol van onsself, dat ons sê volgende week kan ons dit doen. Wie sê daar's 'n volgende week? Wie sê daar's 'n môre? Wie sê daar's 'n vanaand? Jy sien, is nou die tyd. En sê, Here, weet jy wat, ek sal nie vrees nie, want U sal reeds daar. Maak nie saak wat gebeur in my lewe nie, ek sal nie vrees nie. Want vrees is nie van God af nie. Amen? Vrees is nie van God af nie. En as ons gaan kyk, daar's 132 verse in die Bybel wat praat oor vrees. 132 verse wat praat van vrees. Wat God sê, moenie vrees nie. Moenie vrees nie, ek is daar. Moenie vrees nie, moenie bang wees nie, moenie dit nie. 132 verse. En as dit nie belangrik as God nie sou dit nie so baie genoem het nie. Hy wil vir jou en vir my die tevredenheid gee in ons hart om te sê, moenie vrees nie. Ek het jou. Ek het jou. Dat my dink aan 'n kind. Ons almal het kleintjies, ek hoop ons almal het kinders, kleinkinders. Ek onthou toe jy nog klein was, dan staan hy op die dak en dan staan ek onder. Dan sê ek spring, ek sê jou vang. Sonder om te dink spring hy, dan vang ek hom. Hy het geen vrees gehad nie, want sy vertroue was in my gewees. Hy het geweet ek sal hom nie laat val nie. Tot hy 'n bietjie groter geword het, toe sê hy nee. Hy gaan my nie grond inval. Maar verstaan jy? Dit word hy slim. Dit word ek bang, ja. So vrees, moenie bang wees nie, man, God sal jou altyd hê. God sal jou altyd vang. God sal altyd by jou wees. Maak nie saak wat jy gaan nie. Want jy sien waar jy nie meer kan nie, dis waar God begin. Dis waar God sê, moenie vrees nie, ek het jou. Ek het jou. 2 Timoteus 1:7. Want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Kyk wat bring vrees as ek en jy nie vrees nie. Want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie. So ek het nie vrees in my nie. Ek weet God het my. Ek weet God is vir my. Ek weet niemand kan teen my wees nie. Hy sê, dan kom hy verder, wanneer jy en ek nie die gees van vreesagtigheid het nie,
Dan sê hy, maar God het jou van krag en liefde en selfbeheersing. Om nie te vrees nie, het jy selfbeheersing. Om nie te vrees nie, het jy selfbeheersing. En jy die liefde vir God. Want jy sien, jy kan hom nou in Engels lees, ek sien jy vat jou my. Wanneer ek en jy vrees, dan het ons nie meer selfbeheersing nie. Ons het nie meer selfbeheersing oor onsself nie. Want vrees vat ons oor. Vrees vat jou oor. Maar wanneer jy nie vrees nie, wanneer jy weet, God het jou, dan het jy selfbeheersing. Dan is jou vertroue op God. Here, ek vertrou U. Ek het selfbeheersing. Ek sien hierdie goed, Here, as ek dit hierso op die blaai skryf, en dan sien ek die sommetjies maak nie lekker nie. Dit kom nie by mekaar nie, maar ek sal nie vrees nie. En dan kry ek selfbeheersing, en ek sê, Here, ek sit hierdie in U hande. Hierdie sit ek in U hande, want ek kan niks daaromtrent doen nie. Amen? Daar is sekere goed wat ek en jy niks kan aan doen nie, behalwe God. Ek en jy kan maar maak wat ons wil, ons gaan nie 'n deurbraak kry nie, behalwe deur God. Ek sê, Here, ek sal nie vrees nie. Ek sit myself in U hande. Wanneer laas het jy dit gesê? Wanneer laas het jy dit gedoen? Wanneer laas het jy net gesê, Here, hierdie probleem is net te groot. Ek sien nie die uitkoms nie, maar ek sit myself in U hande. Of is ons te trots om dit te doen? For God did not give us a spirit of timidity, of cowardice, of craven and cringing and fawning fear, but He has given us a spirit of power and of love and of calm and well-balanced mind and discipline and self-control. Amen. Engels sê om net so 'n bietjie baie meer duideliker en meer powerful as wat hy in Afrikaans sê. Mense, wanneer ek en jy God het, dan het ons alles. Wanneer ek en jy God in ons lewe het, dan het ons alles. Alles werk ten goeie wanneer God in ons lewens is. Amen. Al voel dit baie keer nie vir jou nie. God ken wat gaan oor 'n maand gebeur. So hy sal reeds oor 'n maand daar. Hy sal reeds oor 'n jaar daar. Hy sê die dag toe jy gebore is, het ek jou paadjie uitgelê. Ek weet wat se drome ek oor jou het. Ek weet wat se drome ek oor jou het. Oor jou kinders, oor jou kleinkinders, oor alles. Wees nie bevrees nie. Jesaja 41 vers 10. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Amen. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Julle hoor nie wat ek sê nie. God sê, wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Ek is by jou. Ek is vir jou. Kyk nie angstig rond nie. Met ander woorde, wees nie bevrees nie. Moenie angstig rondkyk om te kyk, kan jy my help of kan jy my help of kan jy my help of kan jy my help? Sê, Here, ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van die Here af. Amen. Die Here wat die hemel en aarde gemaak het, wat my gemaak het, wat my as mens aan mekaar geweef het in my moeder se skoot. Hy het my by my naam geroep, nog voor ek in my moeder se skoot was, het hy gesê, Koos, ek gaan jou maak, en jou naam gaan Koos wees. Dis wie God is. Hy sê, wees nie bevrees nie, want ek is met jou, kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek is jou God, ek is die een wat jou gemaak het. Ek is die een wat drome oor jou droom.
Ek is die een wat in beheer is oor jou lewe, jou toekoms. Jy sien, wanneer ek en jy op ons knieë gaan in die aande, en dis hoekom ek sê, om God te dien is 'n verhouding wat 'n mens met iemand het, met God het. 'n Verhouding is nie ek bid een aand en skiep 5 aande nie. Verhouding is wanneer ek tyd het, dan spandeer ek dit saam met die persoon wat ek 'n verhouding het. Ek en Pastor Susan is, kan nou nie meer doen, 45 jaar getroud. Ek spandeer nie eendag saam met haar en 'n maand nie saam met haar nie. Ek spandeer elke minuut wat ek kan, spandeer ons saam. En ons sit en gesels. En ons bou 'n verhouding. 45 jaar bou jy 'n verhouding. En wanneer die moeilike tye kom, is die een daar vir die ander een om te bid of te help of wat ook al. En dit is presies met God. Dit is presies wat God sê. Ek is jou God. Ek versterk jou. Met ander woorde, ek is by jou, ek versterk jou, ek tel jou op. Ek haal jou uit die as uit. Ek haal jou uit op jou omstandighede uit. Ook help ek jou. Ook ondersteun ek jou met my regterhand. Reddende regterhand. Kom God en hy sê, ek sien jy gaan deur 'n moeilike tyd. Ek haal jou uit en ek vat my regterhand. En Pastor Susan het gepreek oor die regterhand. Regterhand is autoriteit. Regterhand is God, wie God is. Niemand kan jou uit die hand van God uithaal nie. Hy sê, ek haal jou uit met my regterhand, ek ondersteun jou, ek hou jou vas. En niks en niemand gaan jou uit my hand uit kry nie. Niks en niemand gaan die omstandighede verander nie. Want ek het al klaar jou planne en jou drome vir jou. Jy's myne. Jy behoort aan my. Maar ek en jy moet 'n verhouding met hierdie God hê. Ons moet 'n verhouding met hierdie God hê. Ons kan nie verhouding met die duiwel hê en met God nie. Want die Here sê of jy's die kant van die deur of jy's die kant van die deur. Psalm 96 vers 8 en 9. Jy moet nie lees nie. Give to the Lord the glory due his name. Bring an offering and come before him into his courts. O worship the Lord in the beauty of holiness. Tremble before and reverentially fear him, all the earth. Amen. As jy kom in sy courts met thanksgiving, met gedans en gesing. Hy sê, gee aan die Here die eer van sy naam. Bring offers en kom in sy voorhoede. Aanbid die Here in heilige gewad. Weef voor die aangesig, o ganse aarde. Weef met andere, ons het dis 'n tipe van 'n vrees, maar ons kom in die heiligdom van God in. Wees opgewonde en kom in sy aangesig. Ganse aarde. En die woord van die Here, en luister mooi wat ek sê. Die woord van die Here sê, elke tong sal bely hy is Jesus Christus. En elke knie sal buig voor sy troon. Jy sien of jy nou 'n kind van die Here is of nie, jy gaan bely hy is Jesus Christus. Want ek en jy, ons gaan voor God staan, een of ander tyd, gaan die mens voor God staan, en God gaan besluit, en God gaan sê, jy is daai kant,
Jy is hierdie kant. Jy is hierdie kant. So jy moet nie aan die linkerkant wees nie. Jy moet aan die regterkant wees. Hoekom? As kies ek hoor niks. Sy skapies is in die regterhand. Hy sê ek gaan jou vashou in my regterhand. En niemand sal jou uitkry uit my regterhand nie. Amen. En ek wil julle iets vertel en ek dink julle weet dit, ek lees dit toe van ek nou gepraat van kom ons kyk gou wie die ark gebou. Ja, okay. Ons het 'n game gespeel, maar die ouens is so vinnig en dan voor jy kan dink wie eintlik en dan sê jy sommer net 'n naam. En hulle praat so Bybel ding, dis baie lekker. Ons sal hom een keer hier speel. En jy weet mos nou, jy wil nou nie die enige ou met jou, ek wil nie hy moet my wen nie. Ek like dit nie. Maar ek's baie lief vir haar. En hulle vra die vraag van wie die ark gebou? En ek sê Moses. Moses, en ek stry met hulle. Ek sê Moses, want ek wil reg wees. Wat is toe nodig? Maar wat ek eintlik wil sê is, en God het gekom. En luister wat gebeur. En God, wie die ark toegeseël. God het sy vinger gevat en hy het die ark die deur toegemaak en geseël. En terwyl ek dit lees, sê God eendag gaan hy die deure van die hemel ook seël. En jy gaan voor die deur kom en hy sê vir jou en Jesus kom en hy sê vir hulle gaan weg. Ek ken julle nie. Ja, maar ons het dit en dit gedoen. Hy sê gaan weg. Ek ken julle nie. Mense, dis 'n ding wat God vir ons sê. Wanneer die Here Jesus daai deure geseël het, wanneer hy die wasyn geblaas het, is dit verby. En as jy verkeerde kant toe gaan, dan gaan dit eensaam wees. Jy gaan die hele tyd in 'n toestand wees van vrees. Dit gaan chaos wees. Waar ek en jy in hierdie kant vol joy gaan wees en die Here prys en worship en dans voor sy aangesig en alles wat in die hemel is soos die Bybel die hemel beskryf. Hoekom wil ons dit verruil vir hierdie kant? En hier gaan jy weet, maar jou gedagte gaan wees in die hel, maar ek het hierdie verkeerd gedoen, en jy gaan heeltyd berou hê, maar dan gaan niks verander nie. Want jy kan nie na die kant toe gaan nie, al het jy berou. Jy kan nie na die kant toe gaan nie, dis te laat, dis verby. En ek en jy moet begin besef, ons moet die Here dien met ons hele hart. Met wie ons is. Nie net wanneer ons lus is nie. Al is dit koud. Al voel ek nie so nie. Al voel ek het 'n moeilike dag gehad by die werk. Dis wanneer jy by God se voete moet kom sit. En sê, Here, weet jy wat? Ek het 'n moeilike dag gehad. Hy weet al reeds. En hy sal jou uithaal en hy sal jou vrede in jou hart bring. En jy sal daai rustigheid ervaar in jou hart. En jy sal besef, maar weet jy wat, Here? Jou liefde en jou vrede maak my rustig. Amen. Want as ek en jy nie dit in ons hart het nie, as ons nie God in ons hart het nie, as ons nie die liefde van God in ons lewe het nie, het ons niks. Hy sê dan is jy niks, jy het niks, jy is soos 'n klinkende simbaal. Hy maak geluide, maar hy maak nie 'n liedjie nie. Dis nie ting 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 ting. Jy kyk as 'n klein 2-jarige 'n drom in die hande het, dit toef toem toem ding toem, daar's niks. Dis presies dieselfde. As wat 'n kleintjie die drom het of iemand wat die drom kan speel en 'n beat kan maak. Dis presies dieselfde. Psalm 90. Ek het hom nog gelees, nee. Ekskuus. Psalm 56, vers 3 en 4.
Hy sê so, my vyand vertrap my die hele dag. Wie is ons vyand? Satan. En hy kom wat sê hy? Waar staan dit? Johannes? Waar staan dit? Vyand kom om netlik steel, te slag en te verwoes, maar hy sê, maar God sê ek het gekom om jou wat? Lewe en oorvloed te gee. Waar staan dit? Johannes 10 vers 10. Sy Here het gesê, my vyand sal kom en hy wil my slag en verwoes. Hy wil my teen my op in opstand kom. Hy wil my negatief maak. Hy wil vrees in my lewe bring. Sê my Here, dankie tog. U het gekom om my lewe te gee. Lewe in oorvloed, vrede in my hart, oorwinning in my lewe. En jy spreek dit oor jou lewe. Want jy sien, jy moet lewe spreek. Want God sê, ek het al klaar vir jou gegee, lewe in oorvloed. Ek het dit klaar vir jou gegee. Jy moet dit nou net vat. As jy dit nie vat nie, gaan jy dit nie kry nie. As ek nou R1000 uithaal en sê, wie wil dit, gaan almal dit wil hê. Maar jy gaan dit nie daar gaan op jou stoel sit en sê, ek wil dit hê nie, jy gaan dit moet kom haal, jy gaan dit moet kom vat. En dit is presies wat die Here sê. Hy sê, ek het klaar jou pad voorberei. En ek wil hê jy moet lewe in oorvloed hê. Hy sê, maar Satan het gekom om te steel. Hierdie vers sê so, my vyand vertrap my die heel dag, want baie veg teen my in hoogmoed. Amen, is dit nie alles van Satan af nie? Die Here sê, moenie hoogmoedig wees nie. Jy is nie beter as iemand anders nie. Die dag as ek vrees, hoor hier kom die vers, die dag as ek vrees, sal ek op U vertrou. Here, wanneer ek vrees, sal ek op U vertrou. Nie net wanneer ek prys en worship nie, maar vertrou ek op U. Dan aanbid ek U. Maar die dag wanneer ek vrees, die dag wanneer ek deur moeilike tye gaan, die dag wat ek sê, Here, ek weet nie meer wat ek kan doen nie. Daar begin 'n vrees op my kom. Hy sê dan, die dag as ek vrees, sal ek op U vertrou. Here, dan sal ek na my binnekamer gaan. En sê, Here, ek sal nie vrees nie. Want U is my God. U is met my. U is by my. U is vir my. U is alles wat ek nodig het. Deuteronomium 31 vers 6. Ek wil lees, maar soos met hom in Engels lees. Be strong, courageous, and firm. Fear not, nor be in terror before them. For it is the Lord your God who goes with you. He will not fail you or forsake you. Ek wil hê jy moet lees hom stadig, ek wil hê jy moet jou oë toemaak. Ek wil hê jy moet hoor, dis die Here wat praat nou met my en met jou. Hoor wat sê hy vir my en jou. Maak jou hart oop, maak jou gees oop vanoggend en hoor hierdie woorde wat God vanoggend vir jou sê. Dit is die woord van God daai. Dit kom uit sy Bybel uit sy woord uit. Dit kom uit sy hart uit, want wat in die Bybel is, was God se hart gewees. Amen. En hier kom God en hoor wat sê hy vir my en jou. Be strong, be courageous, be firm. Fear not, nor be in terror before them. For it is the Lord your God who goes with you. He will not fail you or forsake you. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Nou ek wil hê nou ek gaan nou bid afsluit, maar ek wil hê daar's waar jy sit. En as daar vrees in jou hart is, of 'n bekommernis, praat met die Here en sê, Here, ek kom vanoggend en ek sit hierdie vrees by U voete neer.
Ek sit hier bekommernis by U, Heer. Maak nie saak wat dit is nie, maak nie saak wat se nuus jy gekry het nie, maak nie saak wat jou finansies sê nie, maak nie saak wat jou huwelik toestand is nie, maak nie saak wat fout is nie. God is groot genoeg om dit te herstel. Fear not, because I am God. Amen. So ek wil jy met jou oë toemaak en net daar waar jy sit vir die Here sê, weet jy wat, Here, ek vrees, ek het hierdie goed gevrees, maar ek vrees dit nie meer in Jesus naam nie. Want groter is dit, is U. Hy's groter as die vrees wat in my hart is. Amen. Kom ons praat net bietjie met die Here vir so 'n minuut. Vader, ons sê vir baie dankie vir hierdie oggend. Dankie Here dat ons vanoggend net kon hoor, Here. Vrees kom nie van U af nie. Here, want U sê moenie vrees nie, want ek is met jou. Ek hou jou vas in my regterhand. En ek sien jou nooit laat gaan nie. Dankie vanoggend, Here, waar ons stil geword het nou en elkeen se hart uitgestort het, Here. Oor waaroor hy of sy vrees het, Here. En ons dankie dat hierdie vrees in die naam van Jesus Christus nou Here, U verwyder het uit ons harte uit. Want U het ons nie 'n gees van vrees gegee nie. En dankie Vader dat ons nou kan kom en sê dankie vir die oorwinning wat ons het, wat U vir ons gegee het en wat U vir ons bewerkstellig, Here. Of dit gaan oor ons finansies, of dit gaan oor ons werk, oor ons werkomstandighede, oor dit gaan oor ons huwelik, oor dit gaan oor ons kinders, oor dit gaan oor mense wat nie meer met mekaar praat as vol van trotsheid. Here, kom ons vandag en ons sê, Here, help ons om deur dit te gaan. Help ons om dit te kan oorwin, Here, sodat vrees ons nie beheer nie, maar Here, dat U ons beheer. En U woord, Here, dat ons op U woord kan staan en dat ons meer as oorwinnaars kan wees in Jesus naam. Ons kom net vandag, Here, en ons loof en ons prys U. En ons dankie, Here, vir die grootheid, vir die goedheid en vir die guns. Ons dankie vir die liefde wat U vir ons het, Here. En ek dankie vir die vrede wat U in elkeen se hart sit vanoggend. Want Here, deur vrede kry ons oorwinning in die naam van Jesus. Want as ons vrede het in ons hart, Here, is ons uitverkoop aan God. Niks kan by ons steel as ons die vrede van God in ons hart het nie. En ons loof en ons prys U daarvoor. Ons dankie daarvoor, Here. Ons dankie Vader dat ons vanoggend net kan sê, Here, dankie dat my naam, ons naam in die boek van die lewe geskryf is. Ons loof en ons prys U daarvoor. En ons dankie vir U groot naam, Here. Die naam bo elke naam. En ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Amen. Baie dankie julle. Geniet julle week. Onthou Woensdag, ons gaan